'n knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Hier het ons te maak met 'n bewondering vir die triomf van karakter. Is dit nie ongelooflik nie? Die eerste vraag wat ons moet antwoord is, hoe verskil die vrou van vers 10 met die vrou van vers 2? Want die vrou van vers 2 dra waarskuwing mee, en daar word vir Elimelech gesê, weet jy, bly weg van haar af. Sy bring konings tot 'n val, sy laat huise uitmekaar spat. Wat is die verskil tussen die vrou van vers 2 en die vrou van vers 10? En die antwoord is karakter. Dit is natuurlik nie net waar van vrouens nie, maar van elke mens. Antwoord bietjie. Wat is die verskil tussen 'n jellyvis, 'n kreef en 'n soogdier? 'n Jellyvis het geen geraamte nie. 'n Kreef se geraamte sit aan die buitekant, die harde gedeelte is buite en die sagte gedeelte is binnekant. Met 'n soogdier is dit anders. 'n Soogdier het 'n harde geraamte aan die binnekant en die sagte gedeelte sit aan die buitekant. Wil jy 'n jellyvis wees? Sonder geraamte. Want dit is jou geraamte wat jou sterk maak, dit is jou geraamte wat in jou staat stel om te kan staan en te hardloop en te kan leef. Dit is jou geraamte wat jou hele lewe dra, selfs al kan jy dit nie sien nie. En dis hoe karakter werk. Karakter is die sterkte waarmee mense in die lewe staan, wat jou potensiaal ontwikkel, wat vir jou bepaal hoe en waar jy leef. Nou het jy nou agtergekom hoe 'n muskiet en 'n olifant verskillend ontwerp is. Dink julle vir een oomblik dat 'n muskiet se enkel sal 'n olifant se gewig kan dra? Of dink julle vir een oomblik dat 'n muskiet sou kon spring met 'n olifant se enkels? Dit is absoluut nie moontlik nie, want hulle geraamte is baie spesifiek ingerig vir wat hulle baie spesifiek in die lewe moet doen en hoe hulle funksioneer. En so is karakter ook spesifiek aan 'n persoon en spesifiek in terme van hoe jy leef en hoe jy jou lewe inrig en wat jy kan doen. Daarom is karakter die enkel eienskap wat voorspel hoe die uiteinde van jou lewe gaan wees. Wat is die elemente wat karakter saamsit? Die elemente wat ek genoem is elemente wat uit die positiewe sielkunde geïdentifiseer is as elemente van karakter. En wanneer ons dit noem, dan wil ek hê jy moet in jou gedagtes sit en kyk, maar hoe parallel is dit nie aan dit wat die Bybel leer nie? Ek gebruik baie spesifiek die wetenskaplike invalshoek, sodat jy self die afleiding oor die werklikheid en die waarheid van die Bybelse boodskap kan dra. En dan sê die positiewe sielkunde, die eerste bousteen van karakter is wysheid. Meet jou wysheid sommer net op 'n skaal van 1 tot 10 en kyk waar kan jy verbeter. Wysheid het te maak met, hoe stel jy belang in die wêreld? Is dit wat gebeur vir jou belangrik? Stel jy belang om te weet hoe dit werk en wat se impak dit op jou het en hoe jy die wêreld kan impakteer? Met ander woorde, het jy 'n interaksie met die wêreld waarin jy leef? Het jy 'n interaksie met hoe gaan jy werk wanneer dit droog is? Hoe gaan jy werk wanneer die ekonomiese omstandighede verander? Wat se keuses gaan jy anderster maak? Hoe gaan jy deur die lewe en die wêreld waarin jy leef, hoe gaan jy beweeg? Stel jy belang om agter te kom van hoe die lewensseisoene werk? Dit is nie altyd somer of lente nie. Partykeer is daar winter. En partykeer moet mens leer om te sê, hoe gaan 'n mens deur die winter kom? En dan is daar weer tye in jou lewe wat soos lente is, waar daar nuwe goeders begin en jy opgewonde kan wees en dan moet jy staat maak op dit wat jy in die winter geleer het. En dan is daar die somertye wat die lewensgenietingstye is. Wat is jou belangstelling in die wêreld en die lewensfase waarin jy nou in die wêreld leef? Is jy lief vir leer? Is jy lief om onderrig te word? Dink jy weet reeds alles? Jy moet altyd onthou, hoe meer jy leer, hoe groter is jy bydrae wat jy kan maak tot jou eie lewe. Leer selfpotensiaal vry, leer bemagtig, leer. Al is nie altyd op die formele vlak nie. Leer is een van die maniere wat die wyse waarop jy met interaksie in die lewe ingaan, die lewe vir jou kan oopsluit.
As jy nou wil sit en dink, wat is 'n dwaas? 'n Dwaas is nie iemand wat 'n fout maak nie. 'n Dwaas is iemand wat uit 'n fout nie leer nie. En dieselfde fout weer maak, en dieselfde fout meer maak. Omdat hulle nie wil leer nie, omdat hulle nie wil aanpassings maak nie, omdat hulle nie wil groei nie. Wat is jou liefde vir leer? En dan is daar 'n belangrike aspek wat met wysheid gepaard gaan, en dis nie 'n noodwendigheid dat mense in die lewe onderskeidingsvermoë sal leer nie. Onderskeidingsvermoë het te maak met hoe neem jy daardie besluite, wat is belangrik en wat is nie belangrik nie. Hoe neem jy daardie besluite, wat trek ek aan en wat laat ek gaan? Hoe neem jy daardie besluite? Dit is die rigting waar ek wil hê my lewe moet ontwikkel, maar die ander goeders laat ek agter. Hoe werk jou onderskeidingsvermoë in terme van wat is die emosionele goeders wat vir jou belangrik is en wat is die emosionele goeders wat jy gesê, weet jy, maar ek kan nie emosioneel op alles reageer in die lewe nie. Hoe jy daardie onderskeidingsvermoë aanwend, bepaal letterlik die kwaliteit van jou lewe, en dit is wysheid. En dan is daar 'n aspek van wysheid wat te maak het met innovering. Ek het altyd so groot bewondering vir mense wat na 'n probleem kyk, maar hulle kyk net 'n bietjie anders, of na 'n oplossing kyk hulle kyk net 'n bietjie anders, en dan kom jy agter, het hulle dikwels hierdie praktiese wysheid. Hulle mag nie boekkennis hê nie, maar verseker weet hulle hoe die lewe werk en wat hulle uit die lewe wil hê. As jy hierdie elemente saamvat, dan het jy jou wysheidsfaktor. En dan moet jy sê, maar by watter van hierdie is dit wat jy die meeste moet groei? Dan is daar lewensmoed. Die lewe is nie maklik nie. Die lewe is groter as jy, en daar's uitdagings wat jy in die gesig staar. Daarom moet jy baie, baie seker wees dat jy op lewensmoed hoog is. En lewensmoed begin doodgewoon deur braaf te wees. Dit begin doodgewoon op te daag vir jou lewe, op te daag vir die uitdaging, en die dinge wat moeilik is om met dit te engage. Saam met lewensmoed het daar deursettingsvermoë wat gaan oor jou vermoë om dinge klaar te maak. En sê, weet jy, ek begin iets, maar ek gaan dit klaar maak. Al is daar weerstand, al is daar teestand, dit is verseker vir my te werk. Ek weet hoe ek begin het, ek weet hoe my lewe gaan wees wanneer ek dit klaar maak. En dit is my belangrik genoeg om tyd en geld en energie te gee sodat dit afgehandel kan word. En dan leef jy met integriteit. Leef jy met jou waardes. En hoe maklik gee jy dit prys? Jou integriteit tussen wie is jy, wat is vir jou belangrik, en hoe dink jy daaroor? Die probleem met mense is nie dat in die teorie dit verkeerd is, die probleem is met mense dat ons vir onsself altyd uitsonderings gee, en dan ewe skielik kom ek agter, maar ek leef nie meer met die integriteit soos wat ek altyd gedink het, ek met dit saam leef nie. Derde faktor is liefde en medemenslikheid. Hier kan ons sommer maklik die verband sien met God. En dit is so wonderlik om te sien dat selfs navorsing bevestig die werklikheid van wat God geskep het, dat dit respondeer op liefde en medemenslikheid. En deel van liefde is sagmoedigheid en vrygewigheid. Sagmoedigheid nie om te sê ons staan met swakheid in die lewe, maar sagmoedigheid om te sê, weet jy, al is ek sterk, al het ek die swaard, al het ek die mag, gaan ek dit nie gebruik nie, gaan ek dit nie toepas nie, en gaan ek met hierdie lewe omgaan op 'n manier wat positief is, en liefde wat liefde kweek, en daarom sê ek ook vrygewig. Ek deel uit, ek deel kennis uit, ek deel tyd uit, ek deel aandag uit, ek deel geld uit, ek deel uit, want ons het 'n gesamentlike voordeel. Dit is nie so dat jy en ek kompeteer vir dieselfde iets wat ons wil hê nie. Nee, ons werk saam om saam 'n lewe te hê, waar daar ruimte vir jou en ruimte vir my is. Liefde is 'n vermoë wat ons moet hê om te kan gee, maar is ook 'n vermoë wat ons moet hê om te kan ontvang. Daar's 'n wederkerigheid in medemenslikheid. En dit is baie goed om te sien hoe kinders dit aanleer, as so 3 of 4 is, dan begin ek en ek stel 'n speletjie voor aan 'n maatjie, en dan die speletjie op 'n sekere vlak, as maatjie sê ja, dan word die speletjie moeiliker, tot ons die vlakke uitgesorteer, dan weet ons op watter vlak speel ons, maar dit is heeltyd 'n proses van gee en neem, en ja en nee. En so leer ons om liefde te gee en liefde te ontvang, en empatie te ontwikkel, en medemenslikheid, om in die lewe te kan staan met 'n oogende hart vir die wat rondom jou in die lewe is. Jy het geen sterk karakter sonder geregtigheid nie. Burgerskap, die samelewing waarin jy is, die
organisasies waarvan jy deel is, jou vermoë om in 'n span te kan werk, en saam te kan werk, en nie net te sê, weet jy, dit gaan oor my, en wat ek wil hê, en wat ek die uitkoms wil hê nie, hierdie ding om jouself te kan prysgee, en iets van jouself te kan offer, weet jy wat? Dit is ongelooflik belangrik, want dit is wat geregtigheid na vore laat kom, want geregtigheid is ten diepste 'n verhoudingswoord. En dan is daar 'n aspek van ons karakter wat elke een van kleintyd af al reeds 'n idee het, en ons moet ons aandag daarop vestig, sodat dit meer kan word, en dit is ons sin vir regverdigheid. Wat is goed? Wat is kwaad? Wat is reg? Wat is verkeerd? Wat is mooi? Wat is lelik? En dat ons beywer, dat elke persoon toekom, wat elke persoon in hierdie sin verdien, dat elke persoon wat 'n plek het, daardie plek kan leef, en daardie geleentheid kan hê om voluit te leef. Dit is mos 'n geregtigheid. Matigheid is so belangrik in 'n samelewing. Ons lees altyd in die koerante, en ons lees altyd in die tydskrifte van die uitsonderings, en baie keer wil ons die uitsonderings die reël maak. Ons lees van die een persoon wat die lotto gewen het, en dink ek kan ook die lotto wen, maar dit is hoogs onwaarskynlik, en dit is waarskynlik ook nie eers vir jou bedoel nie, maar ek glo dit omdat een persoon het dit een keer 10 jaar terug wel mee gebeur. Dit is 'n uitsondering. En ons behoort nie agter die uitsondering aan te leef nie. Matigheid is wat lewensgeluk bring. Matigheid het te maak met selfbeheersing. Nie selfbeheersing om te sê, weet jy, ek gaan nie al my geld uitgee as ek my salaris gekry het, ek moet 'n bietjie spaar ook, maar selfbeheersing van impulse, waar ek sê, weet jy, ek weet ek wil dit nou hê, maar ek gaan dit uitstel totdat dit meer geleë is of meer gesond is of wat ook al die geval mag wees. Selfbeheersing in terme van emosies, om myself nie sommer net te kan oorgee en te sê, weet jy wat, ek moet hierdie ding nou hê nie. Daarom het jy diskresie nodig. Wat kry jy by wie en wat vra jy waar? En daarom kan ons sê ons alle mense altyd gelyk behandel nie, en ons alle dinge altyd gelyk benader nie, want met diskresie moet jy met die lewe omgaan. En partykeer laat jy iets gaan, en partykeer tel jy iets op. Partykeer bly jy stil, en partykeer praat jy. En dan baie belangrik, as jy 'n lewe van matigheid wil hê, soos wat die Nuwe Testament dit uitsit, dan is een van die aspekte dat jy nederig sal wees, en jy besef dat jy nog steeds jou afhanklikheid van God het, selfs as jy super suksesvol, selfs as jy mure vol sertifikate, selfs kan jy jouself handhaaf in die enige geselskap, weet jy wat? Nederigheid is die laaste vlak van sukses. As jy nog nie suksesvol nederig was nie, was jy nog nie suksesvol nie, en dit lei tot 'n lewe van matigheid, waarin jy weliswaar nie alles doen net sommer omdat jy kan nie, maar waar jou lewe 'n getuienis word. Die laaste een is spiritualiteit. En spiritualiteit gaan nie net oor ons verhouding met God nie, dit gaan ook oor ons verhouding met die wêreld waar ons is, en mense wat in hierdie konteks spiritualiteit gebruik, is mense wat 'n sin vir esteties het, is 'n sin vir dit wat mooi is, en vir die natuur, en ek stap verby, en ek ruik die rose, en ek raak bewus van die wind op my vel, en dit is 'n sin vir die lewe, en die sensoriese sin, wat mooi en goed is, en dit lewer 'n ongelooflike bydrae tot my binnekant, en dan bring dit vir my waardering. Ek weet, ons leef in 'n samelewing wat geleer word om oor krities te wees, dan sien ons heeltyd die muur wat geverf is, maar as 'n spot wat gemis het, en sê, weet jy, ag, jy mis 'n spot, en weet jy, ons is sulke jy mis 'n spot mense, ek wil net altyd uitwys waar dit anders kon wees, waar dit beter moet wees, waar daar fout gemaak is, en ons maak so 'n groot fout, want ons bou nie ons lewe op die foute nie, 'n mens bou jou lewe op dit wat jy reg gedoen het. En daarom moet ons hierdie gedagteverandering begin ondergaan, om te sê, weet jy wat, ek het 'n groter waardering nodig, ek het 'n groter waardering vir my man, vir my vrou, vir my kind nodig, ek het 'n groter waardering vir die vaardigheid nodig, ek het 'n groter waardering vir tyd en aandag nodig, ek het 'n groter waardering nodig. Dis spiritualiteit wat mense hoop gee. Hoop het te maak met jou oriëntasie na die toekoms toe. Wat dink jy gaan in die toekoms gebeur? En dan is daar mense wat wanhoop, dit beteken, hulle dink die basislyn is negatief, so hier en daar gebeur er wel iets positief, maar die basislyn is negatief, en dan is daar net een pad wat ons wat gaan, en dit is in die verderf, en dit is nie hoop nie. Die basislyn
is eerder positief, want die Here het die skepping gemaak dat die goeie sal oorwin. Daarom is die baselyn positief en ons rede om te bly hoop. Ja, daar gebeur slegte goed, maar die slegte goed is net tydelik. En die slegte goed is nie so diepgaand dat die hoop wat ons in hierdie lewe het, dit heeltemal hoef prys te gee nie, want ons het altyd 'n hoop op die ingrepe van God en dat hy 'n beter toekoms vir ons het. En dit is wat maak dat as daar iets slegs met ons gebeur het, ons nie sleg hoef vashou nie, maar ons kan dit laat gaan. En dit is deel van ons spiritualiteit om te sê, weet jy, ek is maklik vergewensgesind. Ek is vinnig om te vergewe. En ons deel genade uit. Nie sodat jy moet regmaak wat jy verkeerd gedoen het nie, maar omdat ons besef, ons is albei afhanklik van die Here en die Here gesterf het vir wat tussen ons gebeur het. Daarom is vir ons maklik om vergewensgesind te wees, maklik om genade uit te deel, want hy is ons God. Amen.